Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Woensdag 22 Oktober. Die Here sal vir julle stry. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons sê vir u baie dankie weer eens vir die voorreg wat u ons gee om u woord en hierdie studie te kan deurgaan. Liewe Vader, dring asseblief deur tot ons harte en ons gedagtes, dat ons dit saam met ons mag dra. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Eksodus 14 vers 13, 14 en 25. Wat was God se oorspronklike en ideale plan betreffende die Israeliete en oorlogvoering? Ons lees Eksodus 14 vers 13, 14 en 25. Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak, en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaar: Laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaar. Eksodus 14 vers 13, 14 en 25. In daardie krisis, toe Israel in 'n hoek gedryf was, sê Moses vir die mense: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Volgens die Bybel het die Egiptenare dit self ook besef, want hulle het gesê: Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte. God gryp op 'n wonderbaarlike wyse in en help die hulpelose Israeliete wat geen opleiding in krygskunde gehad het nie. Dit word die nuwe patroon in die volk se geskiedenis. Die uittog uit Egipte het dus die model geword vir God wat ingryp vir sy volk. Dit is nie net dat Jahwe al die strywerk doen nie, maar ook die verwagting dat Israel nie die stryd sal stry nie, in Eksodus 14 vers 14. God is die krygsman. Optrede geskied op sy aandrang. Hy bepaal die strategie, hy stel die middels vas en hy lei die veldtog. As Jahwe nie vir Israel stry nie, is hulle kans op sukses 0. Volgens Ellen G. White bring die feit dat die Here alleen namens sy volk beklei sy ware bedoeling in die verband aan die lig. Ons lees Ellen G. White, The Signs of the Times, 2 September 1880 uitgawe. Dit was nie God se bedoeling dat hulle die beloofde land met die swaard moes verower nie. Nee, dit moes deur onderwerping en onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan sy voorgeskrifte bewerkstellig word. Ellen G. White, The Signs of the Times, 2 September 1880 uitgawe. Net soos hul verlossing uit Egipte, sou die Here voortaan self vir sy volk beklei. Al wat hulle te doen gestaan het, was om stil te staan en te kyk hoe die Here die magtige oorwinning behaal. Let op die geskiedenis, sodra Israel genoeg vertroue in die Here gehad het, het hulle nie nodig gehad om die stryd te voer nie. Lees gerus 2 Konings hoofstuk 19, 2 Kronieke hoofstuk 32, sowel as Jesaja hoofstuk 37. In God se ideale plan het die volk nooit nodig gehad om self die stryd te voer nie. Dit was vanweë hulle ongeloof en dit na die uittog uit Egipte dat God Israel toelaat om saam met hom teen die Kanaaniete te stry. Net soos hulle tydens die uittog nie nodig gehad het om 'n enkele swaard teen die Egiptenare te lig nie, sou dit nooit nodig gewees het om self die wapen ter verowering van Kanaan op te neem nie. Ons lees Deuteronomium 7 vers 17 tot 19. As jy in jou hart dink,
Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Wees dan nie bevrees vir hulle nie. Dink gedurig aan wat die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur die Here jou God jou gelei het. So sal die Here jou God aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. Deuteronomium 7 vers 17 tot 19. Ellen G. White, The Story of Redemption, bladsy 134, sê vir ons, die kinders van Israel moes nie teen die Here gemurmureer het nie, dan sou hy nie toegelaat het dat hul vyande teen hulle oorlog maak nie. Ellen G. White, The Story of Redemption, bladsy 134. Watter impak het murmurering op die hedendaagse gelowige?